voel u oor die huidige kurrikulum en die fokus of meerendeels die gebrek daaraan dat daar nie gekyk word na kritiese denke en taaldiversiteit nie? Ja, dit is een van die grootste probleme. En interessant dat iemand het so geskryf, hy sê onderwys word beïnvloed deur 'n klomp spooke wat uit die verlede uitkom, die spooke van argitekte, die spooke van vorige opvoedkundige denkers, die skole van 'n hele klomp verskillende rolspelers. Byvoorbeeld, as jy nou 'n skool het met 1000 kinders, daar kom jou 7-jarige kindjie daar aan, of jou 6-jarige kind, of met graad R, jou 5-jarige kind, kom daar aan en die juffrou sê van die eerste dag af, weet jy, jy's belangrik, onthou tog jy's belangrik. Maar daar is soveel kinders, jy kom nie eens agter as die kind nie daar is nie. Die kind voel baie gou, hy's nie regtig belangrik nie. Jy kan nou sê hy's belangrik, maar hy voel nie belangrik nie, want daar is soveel kinders. En is so groot opset, dis gange en dis geboue op mekaar en daar is in 'n laerskool, sê nou maar 1000, 1200 kinders. Hoe voel jy belangrik? Daar mag miskien so 'n paar wees wat belangrik voel, wat 'n baie goeie selfbeeld daar aankom of wat op een of ander manier die juffrou se aandag trek, maar daar's baie meer wat dood eenvoudig uit die argitektuur en die hele opset van die skool leer, ek is nie belangrik nie. Ek dink baie keer dit is hoekom 'n mens verbaas is hoeveel van mense leiersfigure, nie net ons as Afrikaners nie, maar in enige samelewing kom uit die platte land uit. Aan die een kant sal mense baie keer sê, hoorie, sorg tog dat jy die beste skool kry, weet jy, wanneer nie skole in Suid-Afrika se name noem nie, want dan laat ek net nou een uit en dan sê iemand, maar dis eintlik die beste skool, maar jy moet jou kind in daai skool hê. En dan kom maar kinders uit heel onbekende skole uit en hulle presteer fantasties. Dan vra jy jouself af hoe dit gebeur. Hoe dit gebeur het, is daai kind het van kleins af geleer, ek is belangrik. As ek nie gaan rugby speel nie, is daar nie 'n span nie. As ek nie gaan hoogspring nie, dan het ons nie 'n hoogspringer in die span nie. As ek nie my werk doen nie, is daar dadelik iemand wat agterkom ek het nie my werk gedoen nie. En ek is ook nie in 'n omgewing waar daar heeltyd iemand is wat my vermaak wil verskaf nie. Ek moet 'n bietjie my eie oorspronklikheid gebruik om my vermaak te verskaf. En dan kom daarby, wat word van jou in die klassituasie verwag? Is die verwagting dat jy moet 'n boek as dit ware insluk en as jy hom presies kan weergee soos wat jy hom gekry het, dan is jy 'n fantastiese leerling? Of is die verwagting dat jy krities met hierdie boeke moet te werk gaan en in staat moet wees om te sê, maar hier stem ek saam, hier verskil ek. Ons Afrikaners is 'n eenaardige mengsel tussen rigied en onkreatief aan die een kant en tog baie kreatief aan die ander kant. Ek dink nie ons skole het tradisioneel eintlik kreatiewe denke baie bevorder nie. Dit was nie veel goed op skool gewees as jy die ouetjie is wat altyd 'n beter plan het of 'n beter gedagte het as die juffrou nie. Aan die ander kant het Afrikaners met groot kreatiwiteit in organisasies soos Sasol en soos Krygkor en die Atoomenergie Korporasie dinge reg gekry wat amper onmoontlik was. Jy weet, dinge wat regtig kreatiewe en skepende denke nodig gehad het en kritiese denke. So op 'n manier het ons dit tog reg gekry en ek dink dit is altyd daai balans wat in die onderwys is tussen jy moet inhoud leer, want as jy die inhoud nie onder die knie het nie, dan help al die kritiese denke jou niks nie, dan is dit eintlik net 'n twakpratery. Maar aan die ander kant, jy moet die kritiese denke hê, want as jy net die kennis het, maar jy weet nie wat om daarmee te maak nie en jy kan nie in 'n onbekende situasie daai kennis toepas nie, dan is dit wraggies ook maar nie veel werd nie. En is hierdie twee goed wat altyd in spanning is. En 'n ou hoop nou maar altyd jy kry die regte ewewigspunt tussen hierdie twee faktore.